Wanneer jy aan diabetes dink, wat kom eerste by jou op? Suiker, reg? Wel, die ware stille gevaar van hierdie siekte, dit lê nie net in jou bloedsuiker nie. Nee, dit lê in wat daardie suiker aan jou liggaam se allerbelangrikste hoofwee doen, jou bloedvate. Goed, om te verstaan presies hoe groot hierdie probleem is, kom ons begin met een enkele skokkende syfer. Wêreldwyd is daar 'n geraamde 425 miljoen mense wat met diabetes saamleef. Om dit in perspektief te plaas, dis meer as die hele bevolking van Noord-Amerika en die skrikwekkende deel. Daardie getal groei en dit groei vinnig. En wat van die finansiële impak? Wel, hou vas. Net in die Verenigde State alleen kos diabetes die ekonomie 'n verstommende $127 miljard elke liewe jaar. En ons praat nie net van hospitaalrekeninge nie, nee, dis die verborgde koste van verlore produktiwiteit, van ongeskiktheid en van lewens wat heeltemal te vroeg kort geknip word. Maar die ware koste, die een wat regtig saak maak, word nie in dollars gemeet nie. Dit word in menselewens gemeet. Kyk hierna. Diabetes is verantwoordelik vir 'n ongelooflike 60% van alle nie-traumatiese amputasies van die onderbene. Dis 'n hartverskeurende herinnering dat die skade wat binne in die bloedvate gebeur, werklike, lewensveranderende gevolge het. So, as ons hierdie syfers bymekaar sit, skets dit 'n baie duidelike prentjie. Dit bring ons by ons eerste groot punt. Diabetes is soveel meer as net 'n persoonlike gesondheidsprobleem. Ons kyk hier na 'n volskaalse wêreldwye krisis wat ons gesondheidstelsels tot op die uiterste beproef. En soos ek gesê het, hierdie krisis versnel net. Teen die jaar 2045 word daar voorspel dat meer as 629 miljoen mense met diabetes sal leef. Hoekom? Dis eintlik 'n kombinasie van faktore. Ons bevolking word groter en ouer en ons leefstyle het drasties verander. Dink aan maklike toegang tot kitskos en wel net minder tyd vir fisiese aktiwiteit. So, hoe kan ons hierdie golf stuit? Wel, die heel eerste stap is om die vyand te verstaan. Alhoewel ons dikwels van diabetes praat asof dit net een ding is daar eintlik twee hoofsoorte. Maar soos ons nou gaan sien, lei albei hierdie paaie na presies dieselfde gevaarlike bestemming. So, die kern van die saak is dit. Diabetes is op sy eenvoudigste 'n toestand van kronies hoë bloedsuiker. En dit gebeur of omdat die liggaam nie genoeg van 'n hormoon genaamd insuline maak nie, of omdat die liggaam die insuline wat wel daar is, nie effektief kan gebruik nie. Goed, so wat's die verskil tussen tipe 1 en tipe 2? Dink daaraan so. Met tipe 1, wat dikwels in die kinderjare begin, is dit 'n outo-immuunprobleem. Die liggaam se eie immuunstelsel val die fabriek aan wat insuline maak en vernietig dit. Met tipe 2, wat baie meer algemeen is, maak die liggaam steeds insuline, maar die selle, wel, hulle ignoreer dit. Hulle het weerstandig geword. En dit word sterk aangevuur deur ons leefstylkeuses. En al praat ons van twee tipes, is dit krities om te verstaan, hulle is nie gelyk nie, glad nie. Soos hierdie grafiek duidelik wys, is tipe 2 diabetes verantwoordelik vir meer as 90% van alle gevalle. Dit is die ware engine agter hierdie globale epidemie. En dit bring ons by die sentrale tema van hierdie hele verduideliking. Die werklike onderliggende gevaar van hoë bloedsuiker is nie die suiker self nie. Dit is die stille, vernietigende oorlog wat teen jou liggaam se mees kritiese infrastruktuur voer, jou bloedvate. Hierdie aanhaling verander alles. Dit sê vir ons moet ophou dink aan diabetes as 'n suikersiekte. Ons moet begin dink daaraan as 'n vaskulêre siekte, 'n siekte van die bloedvate. Hoekom? Want die meeste van die ernstige komplikasies en sterftes wat met diabetes verband hou, is 'n direkte gevolg van skade aan daardie bloedvate. So, hoe presies gebeur hierdie skade? Die beste manier om daaraan te dink is soos roes wat stadig jou liggaam se pype wegvreet. Dit begin alles met die oortollige suiker wat die fyn delikate binneste voering van jou bloedvate beskadig. Dit veroorsaak inflammasie en die liggaam reageer deur gedenkplate vorm, amper soos 'n pleister. Maar met tyd bou hierdie gedenkplaat op. Die aar word al nouer en uiteindelik kan die bloedvloei heeltemal geblokkeer word. En die gevolge van hierdie blokkasies? Wel, dis katastrofies en dit hang alles af van waar dit gebeur. 'n Blokkade in die hart, dis 'n hartaanval. In die brein, dis 'n beroerte. In die klein, fyn bloedvaatjies van die oë, dit kan blindheid veroorsaak en mense met diabetes het 'n 20 keer hoër risiko. Wanneer dit die niere tref, lei dit tot nierversaking, 'n risiko wat 25 keer hoër is. En in die bene, soos ons reeds gesien het, kan dit tot amputasie lei. Dit klink als ongelooflik ernstig, en dit is,
Maar dis nie die einde van die storie nie. Daar is hoop. In ons laaste afdeling gaan ons fokus op die oplossings en die strategieë wat mense kan gebruik om beheer oor te neem en terug te veg teen hierdie siekte. Kyk, effektiewe bestuur vereis 'n veelvlakkige benadering. Dit gaan nie net daaroor om jou bloedsuiker te beheer nie. Dit sluit ook streng beheer van bloeddruk en cholesterol in, dikwels met medikasies soos statine, asook gereelde voorkomende voedsorg om daardie verwoestende amputasies te probeer vermy. En hierdie strategie werk regtig. Hierdie aanhaling wys dit perfek. Met 'n doelgerigte, proaktiewe benadering kan pasiënte hulle risiko vir ernstige kardiovaskulêre gebeure, dinge soos hartaanvalle en beroertes, met tot die helfte verminder. Dit is kragtige bewys dat beheer moontlik is. En so, ons los jou met hierdie laaste gedagte. Ons het gesien dat diabetes op 'n individuele vlak bestuur kan word. Maar met die getalle wat onverbiddelik styg, is die ware vraag: is ons gesondheidstelsels en is ons as 'n globale gemeenskap werklik voorberei op die tsunami wat besig is om te kom?